Levitikus 16, die groot versoendag. En die Here het met Moses gespreek na die dood van die 2 seuns van Aaron, wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan, met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige linnenrok aantrek en 'n linnen broek moet oor sy vlees wees, en met 'n linnen gordel moet hy hom gord en 'n linnen tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere, en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy 2 bokramme as sondoffer en 1 ram as brandoffer neem. Dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook die 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. En Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp, 1 lot vir die Here en 1 lot vir Asasel. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Here opgekom het en hom as sondoffer berei. Maar die bok waar die lot vir Asasel opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word, om oor hom versoening te bewerk, deur hom vir Asasel in die woestyn te stuur. Aaron moet dan die sondoffer wat vir hom bedoel is, laat aankom en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet die sondofferbul slag wat vir hom bedoel is, en die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem. Daarby 2 hande vol fyn gestampte reukwerk van speserye en dit binnekant die voorhangsel bring. En hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis is, kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel, en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferbok slag wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binnekant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen, vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. So moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms, wat by hulle te midde van hulle onreinhede woon. En niemand mag in die tent van samekoms wees, as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitkom nie, en versoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. Dan moet hy na die altaar uitgaan wat voor die aangesig van die Here is, en daarvoor versoening doen. Hy moet van die bloed van die bul en van die bloed van die bok neem, en dit rondom aan die horings van die altaar stryk, en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel. So moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar voleindig het, moet hy die lewendige bok laat aankom. En Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. So moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na 'n woeste land wegdra, en hy moet die bok in die woestyn los. Dan moet Aaron in die tent van samekoms ingaan en die linnenklere uittrek wat hy aangetrek het toe hy in die heiligdom ingegaan het, en dit daar neerlê. En hy moet sy liggaam op 'n heilige plek in die water bad en sy klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en sy brandoffer en die brandoffer van die volk berei, om vir hom en vir die volk versoening te doen. Ook moet hy die vet van die sondoffer op die altaar aan die brand steek. En hy wat die bok vir Asasel weggedrywe het, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad,
en daarna mag hy in die laar kom. Maar die sondofferbul en die sondofferbok waarvan die bloed ingebring is om versoening te doen in die heiligdom, moet hulle buitekant die laar uitbring, en hulle velle, hulle vleis en hulle mis moet met vuur verbrand word. En hy wat dit verbrand, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad, en daarna mag hy in die laar kom. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand, op die 10de van die maand, moet julle jul verootmoedig en geen werk doen nie, die kind van die land, sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen, om julle te reinig. Van al julle sondes moet julle voor die aangesig van die Here rein word. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees. En julle moet jul verootmoedig, dit is 'n ewige insetting. En die priester wat gesalf en aangestel sal word, om in die plek van sy vader die priesterambt te bedien, moet die versoening doen. En hy moet die linneklere, die heilige klere, aantrek en versoening doen vir die allerheiligste. Ook moet hy vir die tent van samekoms en die altaar versoening doen, en vir die priesters en die hele volk van die vergadering moet hy versoening doen. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees, om vir die kinders van Israel weens al hulle sondes, eenmaal in die jaar versoening te doen. En hy het gedoen soos die Here Moses beveel het.